Vanaand lees ons Sandy se spook, geskryf deur 'n getuie. Huisvesting vir die nag, vreemdeling. Wel ja, ek reken ons kan vir jou 'n plek regmaak. Kry vir jou 'n stoel en sit. Dankie. Vind jy nie hierdie plek nogal eenkant nie? Geen bure, niks wat ek kan sien nie. Hoe het dit gekom dat u hier gevestig het, so ver verwyder van ander mense? Wel, dalk is dit die beste om nie te veel vrae gelyk te vra nie. Ek vra om verskoning. Geen aanstoot was bedoel nie, ek verseker u. Bloot ledige nuuskierigheid. Moenie nog 'n woord sê nie, vreemdeling. Kom in en ons sal 'n ou happie vir aandete geniet. Polly, bring die kos. Jy is net betyds. Polly het dadelik gehoorsaam. Sy was 'n tipiese meisie van die weste. Lank, lenig, grasieus, met helder oë. Sy was fyn van vel en vol geesdrif, maar in hierdie geval onkundig deur geen fout van haar eie nie. John Barr se oë het haar stip dopgehou en 'n blos het op haar wange verskyn. Vir die eerste keer in haar lewe was sy pynlik bewus van haar kaalvoete. Dit was dalk dit wat gemaak het dat sy struikel en van die inhoud van 'n erdepot oor die gas se knie mors, toe sy dit op die tafel neergesit het. Haar oë het geflits en 'n traan van woede het op haar wimpers geblink. Sy het gaan staan, halfpad van plan om verskoning te vra, maar 'n vloekwoord van haar pa het gemaak dat sy die bak hard neergesit het en uit die hut gehaas het. 'n Oomblik later het Baar die flentertjie van 'n pink katoenrok agter 'n stapel rotse sien wapper. Ou Kit Robinson het dit ook gesien. Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek, hang rond, ons is nou weer terug. Ons is weer terug by Slaapstories vir grootmense. Madeleine hier by julle. Skakel asseblief elke week in by ons potgooi, gooi vir ons 'n 5-sterretjie daar en vertel vir almal van ons. Onthou, so donasie is ook altyd welkom. Borge, skrywers, kom aan, stuur vir ons julle inligting by slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe asseblief julle. Ons groei nou mooi. Help ons. Onthou die Patreon link is op Facebook en onderaan die potgooi inligting. Onthou ook asseblief om heel onderaan die Spotify episodes vir ons 'n kommentaar te gaan gooi. Ons lief dit om van julle te hoor. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand. Jy kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeg toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Beminder as die prys van 'n brood, kan julle so lekker luister. Mensies, ons hoop julle het van my gehou laas Sondag. Dis maar so 'n paar nuwe paadjies wat ons uitprobeer, maar asseblief, ons soek julle terugvoering daarvoor. Ons wil nie die paadjie loop as julle nie daarvan hou nie. Julle is wat belangrik is en ons wil net met graagte vir julle gee wat julle wil hê. So asseblief, laat ons weet op sosiale media, op die podcast of stuur sommer vir ons 'n e-mail as jy wil. Ons gaan nou terug na Sandy se spook toe. Dis 'n wonder dat jy nie vir my sê ek maak nie reg nie. Sy is 'n slim meisie en 'n mooi een ook, wat lankal skool toe gestuur moes gewees het om geleerdheid te kry. Maar sy wil nie haar niks werd pa los nie. Ek behoort geskiet te word omdat ek so op haar vloek. Maar ek is nie meer wat ek voorheen was nie. Om hier te sit en wag te hou, maak my deksels senuweeagtig. Baar se oë die vraag gevra wat sy lippe geweier het om uit te spreek. Nadat hulle geëet het, het die mans buitentoe gegaan en met hulle stoele teen die hut agteroor geleun. Iets in die jonger man se eerlike gesig het ou Kit se hart versag, en hy het nostalgies geraak, wat hom vreemd genee laat voel het, om die gas se nuuskierigheid te bevredig. Die sagte aandwind het deur die takke van die hoë dennebome gesug, en die laaste strale van die ondergaande son het die skaduwee van die eenvoudige huis langer oor die grasveld laat strek. Vanuit die beskutting waar hy gesit het,
het John Baar uitgekyk oor die magtige klowe van die Rockies en gewonder waar in daardie onmeetlikheid hy die man sou vind na wie hy gesoek het. Die soektog wat hom na hierdie wille en byna verlate mynkampe gebring het. Vreemdeling, ek het nogal 'n hou in jou gekry. Jy het iets omtrent jou wat my herinner aan iemand wat ek ken, en jy lyk na 'n eerlike kerel. Sê my, glo jy in spooke? Hy het die vraag skielik gestel, en 'n kyk van teleurstelling het oor sy gesig gegaan, toe Baar sê dat hy nie in gedaantes glo nie. Wel, ek het hulle al gesien. 'n Gedagte wat die pink katoenrok met iets uit die verlede verbind het by Baar opgekom. Kan jy my nie daarvan vertel nie, het hy gevra. Ek sal graag wil, as jy op jou pistool sal sweer om dit nooit te verklap nie. Sal jy sweer? Die eensame gas wou glimlag, maar die glimlag het verdwyn toe hy dink aan die ongestorte trane in Polly se oë. Dit sou dit dalk vir haar makliker wees as hy die ou man se speletjie speel. Ek sweer, het hy gesê, en hy het. Sien jy daar die ou denneboom by die draai van die pad en die kraans net bokant dit? Wel, dit is die plek wat ek dophou en bewaak totdat die eienaar dit kom ophys. Ek is vinnig met die sneller en 'n goeie skoot. Ek ken 'n man as ek hom sien en ek word nie maklik gefop nie. Wel, om mee te begin. Ek het eers 'n vernoot gehad. Hy was 'n goeie man, verseker. Hy was van die staat New York. Ek het hom nooit uitgevra oor hoe so 'n fyn meneer in die Rockies beland het om te spit en grawe nie. Al het ek vir myself gesê, daar was seker 'n goeie rede. Hy het ligte hare gehad, en ons het hom Sandy genoem vir kort. En hy was net so taai, so sand. Ons was so verskillend soos enige twee kerels wat jy nog gesien het. Hy was stil en bestendig, en ek was maar wild en roekeloos en het die sterk drank 'n bietjie te veel geniet. Wel, wanneer ons 'n bietjie goudstof bymekaar geskraap het, het ons dit verdeel, en ek het my deel na die stasie aan die ander kant van die kraanse geneem en dit na die bank in Helena gestuur. Maar ek het altyd 'n deel weggesteek, waar die meisie dit sou vind. Ou Sandy het sy eie bank gehad, waarvan niemand geweet het nie, behalwe hy self. En elke keer as ons verdeel het, het hy 'n deel na sy wegsteekplek gedra, en die res vir my gegee, om na sy seun te stuur, wat glo by 'n college in Boston gestudeer het. Hy het vreeslik baie van daardie seun gedink. Na ruk het my ou vrou gesterwe, en ons het haar teen die bult gaan begrawe. Dit was swaar, vreemdeling. Ou Kiet se stem het hom vir 'n oomblik begewe, maar hy het vinnig sy kalmte herwin en voortgegaan. Maar toe ou Sandy, my goeie ou maat, die gees gee, het ek vir niks meer omgegee nie. Ons het hom in styl begrawe. Al die manne van die mynvelde was daar, en meer as een oog was nat. Ons het nie 'n predikant gehad nie, maar die meisie het by die graf gebid. Slaan my dood as ek weet waar sy dit geleer het. Seker maar by haar ma. Die volgende oggend het die meisie vir my 'n brief gewys, wat Sandy net voor sy dood vir haar gegee het. Dit was vir sy seun, en sy moes dit vir hom gee as hy ooit hier langs kom. Sy het dit nou nog. Dieselfde aand na ete, terwyl ek nogal neerslagtig gevoel het met 'n knop in my keel, wat ek nie kon afsluk nie, het ek enkie in die kloof op gaan stap. Ek het tot op die rand van die groot rots gegaan, en gewonder waar ek ooit weer 'n maat so Sandy sou vind. Skielik het ek 'n hand op my skouer gevoel, so liggies, 1 of 2 keer. Ek het opgespring, half verwagtend dat dit Sandy sou wees, maar dit was net die meisie. Wel, ek was eers heeltemal uit die veld geslaan, en toe word ek kwaad. Wat soek jy hierbo? Het ek nogal rof gevra. Sy trane in haar oë gehad, toe sy na my kyk, en sê,
Pa moenie kwaad word nie. Ek was eensaam. Ek het gesien pa kom hierop en ek het gevolg. Want ek wou vir pa sê dat Sandy gesê het ek moet sy goud vir sy seun gee wanneer hy kom. Wel, sê ek, jy kon gewag het tot ek terug is by die huis. En toe het ek haar teruggestuur. Nadat sy weg is, het ek begin kopkrap oor waar op aarde Sandy se goud kon wees. Ek het probeer dink waar hy dit kon wegsteek, maar dit was verniet. Skielik merk ek, dis pikdonker, en aangesien hierdie berge nie 'n gesonde plek is vir 'n man om na donker rond te loop nie, veral as hy nie sy vuurwapen by hom het nie, het ek op 'n vinnige pas na die hut gestap. Net toe ek daar by die denneboom om die draai kom, kyk ek op na die kraans, en daar sit Sandy. Ja nee meneer, dit was hy, so waar is wat jy lewe. My voete het soos lood gevoel en ek kon nie van die plek af verroer nie. Ek het probeer skree, maar niks het uitgekom nie. Uiteindelik het ek 'n skielike ruk gegee en 'n tree na hom toe gegee. En toe ek dit doen, het hy verdwyn. Toe het ek spore gemaak huis toe, maar ek het my mond gehou, want ek het geweet die manne sou sê die drank is besig om my brein op te vreet, en dat ek binnekort slange en sulke dinge sou sien. Die volgende nag het ek gedink ek moet gaan kyk of hy weer daar is. En wraggies, daar sit hy. Hy lyk nogal hartseer en maak merke op die rots met sy vingers. Ek het hierdie keer my hand op my geweer gehad, so ek het 'n bietjie nader as van tevore gekom. Maar souwaar, hy het weer van my af weggekom en nie teruggekom nie. Ek kon skaars wag vir die volgende aand. Ek was vroeg by die plek, en toe dit begin donker word, en die bome soos lang spooke lyk wat hulle arms uitstrek, kyk ek na die kraans, en daar sit hy, en krap en skryf op die rots met sy vingers, en lyk nog steeds hartseer. Nou ja, aangesien dit die 3de keer was, het ek dapper geword, en 'n bietjie nader gegaan en gesê, Sandy, wat is fout met jou? Het die manne jou nie reg begrawe nie? Toe, gelukkig genoeg, dink ek vinnig aan iets anders en sê, of is dit die goudstof wat jy wegsteek, net daar waar jy sit? Wel, hy het toe opgekyk, en die gelukkigste glimlag het op sy gesig verskyn. En skielik het hy weer verdwyn. En sedertdien sit ek hier en bewaak die plek, totdat die regte een verbykom om dit op te eis. Wag 'n bietjie, wat het jy gesê is jou naam? Ekskuus, ek het gedink ek het jy vertel. My naam is John Willett Barr. Polly! O Polly, kom hier meisie. Wat was Sandy se volle name? Ek het heeltemal vergeet. Hoekom wil pa weet? Vra sy. Ek gaan nie nou vir pa sê nie, dis my geheim. Kom meisie, vertel my dadelik of dit gaan nie goed afloop vir jou nie. Nou goed dan, antwoord sy koppig. Dit is John Willett Barr. By haar antwoord het die jonger man se gesig doodsbleek geword en hy het uit sy stoel opgespring. Maar Kit het hom teruggestoot in sy sitplek en gesê, bring vir my die brief, Polly. Wat gaan pa daarmee doen? Vra sy versigtig. Ek het vir ou Sandy op my eed beloof om dit te hou, totdat die regte een dit kom opeis. En ek bedoel om my woord te hou. Die regte een is hier, meisie. Daar sit hy. So bring daar die brief. En moenie lank met my stry as jy weet wat goed is vir jou nie. Polly het die jonger man vir 'n oomblik in totale verbasing aangestaar. Toe het sy stadig omgedraai en stil die hut binne gestap om die kosbare dokument te gaan haal. 'n Ongewone glans van vreugde het haar gesig verlig en 'n onderdrukte opgewondenheid het in haar oë geblink. Saggies het sy vir haarself gesê, iewers het ek geweet, hy is die regte een. John Barr het in daardie pynlike oomblik besef, dat die een na wie hy gesoek het, nou dood was vir hom. Dat die vader van wie hy soveel jare geskei was, nou daardie lang droomlose slaap,
in die klein heuwel teen die bult, wat sy laaste rusplek gemerk het. Toe hy omdraai om na die gesig van die ou eerlike Kit te kyk, wat sy pa se vriend was gedurende daardie jare van ballingskap, het 'n gelukkige glimlag die ou mynwerker se verweerde gelaatstrekke verlig, terwyl hy met sy vinger na die rotskraans naby die ou denneboom gewys het, en met 'n jubelende, bewende stem gesê het, "Daar sy vreemdeling, net soos hy kom baie nagte gesien het. Jou pa, my maat, arme ou Sandy." Met 'n vurige stem het John Bar vorentoe gespring, en in die berge het die klaaglike roep van Vader, Vader, weergalm. Maar sy uitgestrekte arms het slegs die leegte en die donker wordende skaduwees van die aankomende nag vasgehou. Lekker slaap.